In aansluiting by ons tema vir die prediking vandag, rondom die lig wat van die Here afkom, begin ons hierdie erediens dan ook so. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg, en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons dankbaarheid om in die teenwoordigheid van die Here te wees, word verwoord in Psalm 100. Die Here is God, en erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en te vrees, en skape van sy wy te wees. Ons sing al 4 die verse van Psalm 100 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here se heilige wet is vir ons opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak
van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here, die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die laaste gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord die Here in dankbaarheid vir sy verlossingsdade in die woorde van Psalm 66, die 6de en die 7de vers. Ek het geroep, God het geluister toe, alles nag was om my heen. En voor die lig skyn deur die duister was God my lof, net hy alleen. Psalm 66 verse 6 en 7 en daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U kinders het vandag weer die oproep gehoor om te kom luister. Elkeen wat godsgesind is. Elkeen in wie se hart daar 'n hinkering is om voor U te kan verskyn. Om in U heilige aangesig te wees en om die geregtigheid van ons Here Jesus Christus te beleef. Ons bid, Hemelse Vader, en ons bid deur die Gees van ons Here Jesus Christus dat hy hier by ons sal wees. Ons bid dat elkeen wat hom nog nie ken nie, wat in die duister roep, na die lig toe sal kom, om die genade wat ons het in die Here Jesus, om dit te ervaar. En mag ons dit ook vandag ervaar. Soveel van die kinders leef nog in die duister. En soveel moet nog na die lig toe kom. Soveel leef in die nag, al loop ons hier buite rond in helder dag met 'n warm son. Is dit in ons gemoed en in ons lewens en in ons gesinslewens en in ons maatskappylewens en in die lewe van hierdie volk en in die lewe van hierdie land donker. En daarom bid ons dat ons na U toe sal kom om die lig te ervaar. Om die genade wat daar is in die Here Jesus Christus, om dit te ervaar en te weet dat dit alles wat verder met ons hier gebeur, dat dit in daardie genade staan. Dat niks ons sal kan skei van die liefde wat ons in die Here Jesus Christus het nie. Mag ons nou deur sy Gees gelei en verkoop word, elkeen van ons, om weer eens in dankbaarheid die lig te ervaar wat net van hom afkom. Ons vra dit in sy heilige naam, en dan weet ons terselfdertyd dat ons sonde vergewe is. Amen. Twee skrifgedeeltes uit die Evangelie volgens Johannes, en ons begin by Johannes 3, en ons sal dan ook lees uit Johannes 13. Maar kom ons begin by Johannes 3. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en wat ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie,
Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. En hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Dan blaai ons na die 13de hoofstuk toe. Dit is die aand wat die Here Jesus Christus saam met sy disippels vergader het, die laaste keer. Ons lees vanaf vers 21. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het, het aan die tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie, want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Here, en ons antwoord nou daarop, deur Psalm 119 te sing. Psalm 119 verse 25 en 26. U, o Here, het my geskape deur u goddelike hand. Ag, herskep my nou inwendig en verlig u my verstand. Verse 25 en 26.
Johannes 3 vers 2, hierdie woorde, hy het in die nag na Jesus gekom. Broers en susters, toehoorders, is hy 'n nagmens of is hy 'n dagmens? Party mense kan so opgedeel word. Party hou van laat slaap, maar hulle is nagwerkers. Ander weer is al 8:00 die aand in die bed en te vergeefs dat jy hulle na 9 probeer bel, maar hulle is vroeg die oggend uit die vere. Ons kan seker vir Nikodemus as 'n nagmens beskryf. Daar is al diegene wat van Nikodemus gepraat het as die Here se nagdisipel. En dis nou seker na aanleiding van ons teksvers, hy het in die nag na Jesus gekom. Maar hoekom lees ons dat Nikodemus die Here in die nag besoek het? Daar's nou baie wat sê dat Nikodemus skaam was, hy was selfs verleë om in Jesus se geselskap gesien te word. Hy was immers 'n man uit die Fariseërs, 'n owerste uit die Jode, 'n lid van die Sanhedrin, en dit sou nou nie wys wees om in hierdie Nasareëner se geselskap gesien te word nie. Ons weet almal dat die Fariseërs niks van Jesus wou weet nie. Daar is niks wat hierdie jong rabbi hulle kon leer nie, meer nog, hulle haat en hulle afkeer in hom sou so groei, dat dit later 'n onkeerbare moordlus sou word. Verder in Johannes se evangelie hier in die 7de hoofstuk lees ons dat Nikodemus tussen 'n groep van sy mede-fariseërs was, en hulle merk toe baie selfvoldaan, merk hulle toe onder mekaar op dat daar geen owerste onder hulle is wat in Jesus glo nie. En dan lees ons verder in daai gedeelte, Nikodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, hy wat een van hulle was, hy sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om hom eers te hoor en te weet wat hy doen. En hulle antwoord en sê vir hom, jy is tog nie ook uit Galilea nie? Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. En elkeen het toe huis toe gegaan. Nikodemus was die nagdisipel. Nikodemus was die man met 'n geheim, te bang om saam met die rabbi van Nasaret gesien te word, te bang om sy naam voor die ander fariseërs te bely. Maar geliefdes, ons moet Johannes se evangelie weer lees en weer lees, sodat ons nie self in die duister bly nie, sodat die skille ook van ons eie oë afval, sodat ons self uit die nag kan kom om voortaan 'n kind van die lig te wees. Want hierdie man, Jesus Christus, is die lig wat in die duisternis skyn. Dis die duisternis wat hierdie wêreld nag maak, al skyn die son. Dis die duisternis wat maak dat ons onsself gedurig vasloop, gedurig in mekaar vasloop. Dis die duisternis wat ons die verskoning bied om ons bed saam met die bose op te maak, want niemand het dit mos gesien nie. Dis uit hierdie nag dat Nikodemus kom na die lig van die mense. En sy eerste tree uit die donker is onseker. Hy is onseker oor hierdie man. Nou ja, hy is dalk self skaam om saam met hom gesien te word. Die man is 'n rabbi, net soos Nikodemus self, maar hy doen kragtige tekens en daarom moet hy 'n leraar wees wat van God gekom het. Dis asof Nikodemus met homself praat. En ons kan hom amper hoor dink, ons kan hom amper hoor vra, wie is hierdie man? En nou kan ons ook vra, wat is dit wat in Nikodemus roer? Waar kom sy onrus vandaan? Wat maak dat hy uit die duister tree om die lig te besoek? Jesus, die rabbi, openbaar 'n raaisel aan hom. En dis ook amper asof die rabbi met homself praat, want op sy beurt praat hy oor wedergeboorte.
Hy praat met die fariseer wat uit die donker nag kom, en hy praat van sien. 'n Koninkryk wat gesien word. Maar niemand sal die hemelse koninkryk kan sien tensy hy nie weergebore word nie. En jy weet, geliefdes, daar is plekke op aarde waar die son nooit skyn nie. Diep in die oseane, diep onder die aardkors, selfs in van die berge, in donker klamgrotte. Maar daardie plekke is nie leweloos nie. Die planteryk, die swammeryk en die diereryk, dit sal jy ook daar vind. En daar is spesies daar wat so aangepas het dat hulle sonder lig leef. Ons dink aan vlermuise, wat selfs die lig vermy en net in die donker uitkom. Daardie vlermuis kan nie in die helder son oorleef nie. Daar moet 'n godswonder plaasvind vir dit onmoontlik te wees. Ja, God sal hulle as het ware weer van voor af moet skep vir hulle om in die helder son te oorleef. Hulle sal by wyse van spreuke weergebore moet word. En dis waarvan hierdie jong rabbi praat. Hy praat van 'n godswonder. Dis soos om van vlermuise sondiere te maak. Vleeslik is dit nie moontlik nie, maar geestelik is dit wel moontlik. En die God wat gees is, hy kan dit doen. En hy's besig om dit met Nikodemus te doen. Want kyk, Nikodemus, 'n fariseer, 'n owerste uit die Jode, 'n man wat by uitstek geglo het dat die volk hulle self kan en moet red. Kyk, daardie man het nou die eerste tree uit die donker getree om by die lig uit te kom. En daardie vraag wat hy in homself ronddra, daardie roering in sy binneste, dis die pyne van 'n geboorteproses, 'n proses vanuit die donker baarmoeder na die helder lig. Dis 'n onverstaanbare proses, onbepaalbaar soos die wind. In alle opsigte goddelik en hemels. Daardie proses het die manier om nog meer vrae uit te lok. Hoe kan hierdie dinge gebeur, wil Nikodemus weet? Hoe sal Jesus begin om dit aan hom te verduidelik? Hoe sal Jesus begin om hierdie hemelse lig aan 'n blinde te beskryf? As ek julle van die aardse dinge sal vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Net Jesus wat uit die hemel neergedaal het, het hierdie werklikheid gesien. Nou daardie werklikheid word wel vir ons, ja vir ons, broeders en susters, deur God se genade in die boek Openbaring gewys. Johannes, dieselfde evangelis, wat ook die boek Openbaring geskryf het, hy berig oor hierdie hemelse koninkryk, die hemelse Jerusalem, en in hoofstuk 21 skryf hy, die stad, die nuwe Jerusalem, het die son of die maan nie nodig nie. Nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam, Jesus Christus, is sy lamp. En die nasies van die wat gered het, sal in die lig daarvan wandel. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, bedags sal sy poorte nooit gesluit word nie. Net die Seun van die mens kan die lig verklaar, want hy was self die waaragtige lig wat elke mens sou verlig. Dis moeilik om te verstaan, Nikodemus. God weet, geen geboorte is maklik nie, maar God sal vir jou 'n teken gee. Hy sal die Seun van die mens verhoog. Hy sal hom bo kan die aarde oplig, soos Moses die koperslang in die woestyn omhoog gehou het. En die volk het daarna gekyk en hulle het dit gesien en hulle het gelewe. So sal die Seun van die mens verhoog word en almal wat kyk en sien en verstaan, hulle sal bly lewe. Want so lief het God die wêreld gehad,
dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. O soete evangelie woorde, sien tog Nikodemus en verstaan tog. Broeders en susters, nie alle mense se oë gaan oop nie. Nie almal voel die wind in hulle lewe nie. Nie almal word wedergebore nie. Johannes, soos die res van die Bybel, is baie duidelik hieroor, want in Johannes 1 staan daar reeds, dat hy was in die wêreld het hom nie geken nie. En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, hulle wat nie uit die bloed of uit die wil of uit die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Een van Jesus se ander disippels, Judas, hy was nie een van hulle nie. Hy het 3 jaar saam met die rabbi deurgebring, 3 jaar lank was hy in sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van die lig van die wêreld. Hy het 3 jaar lank die wonders gesien, hy het die stormwind op die see sien bedaar, maar nooit het die wind van wedergeboorte deur sy eie lewe gewaai nie. So kan ons miskien dikwels hier in die kerk sit, miskien dalk week vir week, dalk hoor ons baie keer die Here se woorde, sonder dat die wind van wedergeboorte deur ons lewens waai. In Johannes 13 lees ons van Judas se verraad. Nadat Judas die stukkie brood by Jesus geneem het, het die Satan in Judas ingevaar. Dis skrikwekkend. Maar dan 'n paar verse verder staan daar nog iets verskrikliker. Toe Judas dan die stukkie brood geneem het, het hy dadelik uitgegaan en dan hierdie woorde. En dit was nag. Dit maak my yskoud, geliefdes, daardie woorde. Dit was nag. Daardie woorde maak dat ek wil uitroep, nee Judas, weet jy wat jy doen? Nikodemus het uit die nag na Jesus gekom, maar Judas het Jesus verlaat en hy is die nag in. En dan besef ons dat hierdie woorde waar is, dit wat ons in ons skrifgedeelte gelees het. Jesus sê vir Nikodemus, dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, maar dat die mense die duisternis liewer gehaat het as die lig, want hulle werke was boos. Elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig. Ons het in die begin gelees hoe Nikodemus, hy wat uit die nag na Jesus gegaan het, hoe Nikodemus maar baie huiwerig was. Hy was baie huiwerig om teenoor sy mede-fariseërs te bely dat hy die Here ken. En hy het ook niks gesê toe die owerstes hom gevra het of hy nie ook een van sy disippels was nie. Was Nikodemus werklik wedergebore? Of was hy dalk nog daar iewers in die skemer, tussen lig en donker, tussen nag en dag? Dit is heel moontlik dat die proses van wedergeboorte, dat dit minute kan neem, geliefdes, of dit kan jare neem, selfs baie jare. Ek moet self erken, ek verstaan nie God se wind nie, van waar hy kom, waarheen hy gaan nie. Partykeer waai hy en partykeer klink dit of hy gaan lê het, partykeer is dit maar net 'n ligte roering tussen die blare. Maar ek weet een ding, daar is 'n wind van God. En daardie wind waai waar en wanneer hy wil. Ons is dankbaar dat die skrif vir ons nog 'n woord aangaande Nikodemus gelaat het, hier heel aan die einde van Johannes se evangelie. Na die kruisiging, toe moes die liggaam voor die aanbreek van die Joodse Sabbat, voor sononder van die kruis verwyder word,
En dan in Johannes 19 lees ons dat 'n onbekende disipel, 'n geheime volgeling by Pilatus toestemming gevra het om die liggaam te begrawe. Sy naam was Josef van Arimatea. Maar hy was nie alleen nie. Daar was iemand wat hom gehelp het. Iemand wat hom gehelp het om die spykers uit te trek, gehelp het om die bloederige liggaam af te tel. Hierdie man het nie net gehelp nie, maar hy het ook 'n bydrae van mirre gebring, omtrent 100 pond in gewig, sê Johannes 19 vers 39. Dit was genoeg om 'n koning se liggaam mee voor te berei, genoeg vir 'n koninklike begrafnis. Hierdie werk is nie in die nag gedoen nie. Hierdie werk is helder oordag gedoen, voor sononder, voor die aanvang van die Joodse Sabbat, helder oordag, om en by die plek van teregstelling. En al die omstanders en al die toeskouers kon dit sien. Die man wat vir Josef van Arimatea gehelp het, sy naam was Nikodemus. En dan voeg die teks by, hy wat in die nag na Jesus gegaan het. Hy wat die nag by Jesus gehoor het, hoe die seun van die mens verhoog moet word, sy oë het nou oopgegaan, nou dat hy die verhoogde Jesus in sy arms gehou het. Ek dink, ja geliefdes, as ek hierdie gedeelte lees, dan sien ek dat Nikodemus homself hier as 'n nuwe mens openbaar. Nie meer 'n nagmens nie, nie meer 'n skemermens nie, maar Nikodemus, die wedergeborene. En dan ten slotte, geliefdes, miskien net een vraag, dalk nou in 'n ernstiger lyn as waarmee ons begin het. Vra jouself 'n bietjie af, is ek 'n nagmens? Is ek 'n skemermens? Of is ek 'n dagmens? Is ek by die lig van die wêreld en verstaan ek wat hy vir my gedoen het? Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bely dat ons nog steeds swakke mense is, vol sonde. Ons bely dat ons die werk van die Heilige Gees dikwels probeer weerstaan. Ons bely ook dat ons wêrelds en vleeslik dink oor alles wat rondom ons gebeur. En omdat ons swakke mense is, kom ons dan ook na U toe, dat U nie net vir ons die lig van die wêreld sal gee deur die Heilige Gees, deur die genade van ons Here Jesus Christus, en dat ons dit sal kan aanvaar en geniet nie. Maar ons bid ook in hierdie besonderse tyd, dat ons die genade van ons Here Jesus Christus en die genade van 'n barmhartige en 'n vergewingsgesinde Vader mag ervaar, dat U vir ons reën skenk. En dat ons met daardie verademing wat ons dalk ervaar, dat ons gedagte sal wees aan U is die God wat lewe gee. Hierdie land en hierdie aarde en hierdie diereryk en die boerderygemeenskap word beproef. En daarom kom ons met vrymoedig na U toe, want U is die enigste God wat uitkoms kan gee. Ons kom na U toe met belydenis van ons sonde en tekortkominge, die tye dat daar so argeloos met die genade omgegaan word. Net so argeloos as wat mense omgaan met die lig van die wêreld, so gaan hulle argeloos om met die Here Jesus Christus wat ook die lewende water is. Ons bid dat U ons genade mag aansien. En ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Ons sing ten slotte Psalm 43, die 3de, die 4de en die 5de verse. Send Heer uit hemelse geweste, U lig en waarheid neer op my, en laat die my bring na Sionsveste, want daar is dit vir my die allerbeste. Psalm 43 verse 3, 4 en 5. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.